Wanneer jy aan chirurgie dink, dink jy waarskynlik aan 'n stereoteater, skerp ligte en 'n span wat oor 'n pasiënt gebuig is. Dis baie hande aan, né? So, hoe het een van die mees praktiese velde in medisyne, vaskulêre chirurgie, skielik virtueel geword? Wel, dit het 'n wêreldwye krisis geverg om 'n revolusie af te dwing. 'n Revolusie wat dekades se verandering in net 'n paar maande saamgepres het. Kom ons duik in hierdie ongelooflike storie. Goed, hier's ons roetekaart. Ons begin met die krisis wat alles aan die broei was, die hoekom agter hierdie groot skuif. Dan kyk ons na die pandemie, die vonk wat die vuur aangesteek het. Van daar af delf ons in die tegnologie, want dis veel meer as net 'n video-oproep. Dan kyk ons na 'n praktiese bloudruk. Hoe bou jy so iets? En laastens, die groot vraag. Het dit gewerk en wat hou die toekoms in? Reg, om hierdie hele ding te verstaan, moet ons eers een ding duidelik maak. Hierdie skuif na virtuele sorg was nooit net oor gerief nie. Nee, dit was 'n strategiese noodsaaklikheid, 'n oplossing vir 'n perfekte storm van probleme wat al lankal op die horison was. En dit bring ons by die kernvraag. 'n Vraag wat gesondheidstelsels reg oor die wêreld snags wakker gehou het. Wat doen jy as die aanvraag na jou mees gespesialiseerde dokters die hoogte inskiet, maar die aantal dokters self krimp? Dit was nie meer 'n hipotetiese probleem nie, dit was 'n krisis wat wag om te gebeur. En hierdie syfer is die hart van die probleem. Dink vir 'n oomblik daaroor. Meer as 40%, amper die helfte, van hierdie hoogs gespesialiseerde chirurge is op pad na aftrede. 'n Massiewe golf van kundigheid is besig om die stelsel te verlaat. En daar is eenvoudig nie genoeg nuwe dokters om daardie gaping te vul nie. Die wiskunde werk net nie uit nie. En om dinge nog meer ingewikkeld te maak, gebeur hierdie tekort aan dokters op presies dieselfde tyd wat die vraag na hulle deur die dak skiet. Ons het 'n ouer wordende bevolking, wat beteken ons sien baie meer mense met komplekse vaskulêre siektes. So, jy het meer pasiënte as ooit tevore en al hoe minder dokters om hulle te help. Dit was nie meer 'n vraag van of 'n krisis sou kom nie, maar eerder wanneer. En toe gebeur die een ding wat alles verander het. Die COVID-19 pandemie was soos 'n reuse, onbeplande eksperiment. Dit het die stadige, huiwerige skuif na telegesondheid geneem en dit basies oornag in 'n realiteit gedwing. En dis nogal fascinerend, want hierdie soort huiwering is niks nuuts in die mediese wêreld nie. Chirurge was aanvanklik net so skepties oor sleutelgatchirurgie en endovaskulêre tegnieke, dinge wat vandag heeltemal standaard is. Telegesondheid was maar net die nuutste groot verandering wat daar dieselfde muur van weerstand moes oorkom. Om te verstaan presies hoe massief hierdie verandering was, kyk net hierna. Voor 2020 was minder as 1% van vaskulêre sorgbesoeke virtueel. Dit was skaars 'n bliep op die radar, 'n absolute nismark. En toe, boem, van minder as 1% tot 70%. Byna oornag. Dit was 'n absolute aardbewing in die mediese wêreld, 'n massiewe, gedwonge verskuiwing in gedrag, want die krisis het eenvoudig geen ander keuse gelaat nie. Maar hier's die interessante deel. Dit was nie net 'n tydelike noodoplossing nie. Nee, selfs nadat dinge begin normaliseer het die syfer gestabiliseer op 'n stewige 30 tot 40%. Die pandemie het nie net 'n deur oopgemaak nie, dit het die hele landskap permanent verander. Virtuele sorg is hier om te bly. Goed, so hoe werk hierdie goed nou eintlik? Dis baie belangrik om te verstaan dat ons nie praat van 'n eenvoudige FaceTime-oproep met jou dokter nie. Glad nie. Die tegnologie wat 'n ware virtuele kliniek moontlik maak, is baie meer gesofistikeerd. Jy kan dit eintlik in 3 vlakke sien. Vlak 1, dis die basiese goed, 'n gewone slimfoonoproep. Dit werk, maar is beperk. Vlak 2 is beter, toegewyde, veilige programme wat spesifiek vir gesondheidsorg gebou is. Maar die ware ster van die vertoning is vlak 3, die gevorderde telegesondheidstrollie. Dink daaraan as 'n mobiele dokter se spreekkamer op wiele. En hierdie aanhaling sê alles. Hierdie trollies gaan nie net oor sien nie, dit gaan oor hoor en meet. Hulle is toegerus met goed soos digitale stetoskope en Doppler-toestelle. Dit beteken 'n verpleegster by die pasiënt kan die instrument gebruik en die spesialis, wat dalk honderde kilometers ver is, kan die klanke van die hart en are hoor asof hy of sy reg langs die pasiënt staan. OK, so ons weet hoekom dit nodig was en ons verstaan die tegnologie. Maar hoe op aarde implementeer 'n hospitaal so 'n program van die gronde af? Gelukkig is daar nou 'n redelik duidelike 10-stap bloudruk wat die hele proses uitsit.
alles begin met die fondasie, reg? Eerstens, jy het ernstige ondersteuning van bo af nodig, beide in terme van 'n duidelike visie en natuurlik die geld. Tweedens, die fisiese plek. Dis slim om bestaande landelike klinieke te gebruik. Jy hoef nie die wiel te herontdek nie. En laastens, die gereedskap. Jy moet belê in daardie hoë tegnologie trollies waaroor ons gepraat het. Volgende, en dit is seker die belangrikste deel, die mense. Tegnologie is een ding, maar sonder die regte mense werk niks nie. Jy het 'n kampioen nodig, 'n dokter wat die idee dryf. Jy het 'n goed opgeleide span op die grond nodig. Veral daardie tele-aanbieder wat die dokter se oë en hande by die pasiënt is. En natuurlik moet al die amptelike papierwerk en lisensies in orde wees. En laastens, die proses self. Dis die enginekamer wat alles laat loop. Die mense wat afsprake maak, moet weet hoe om die proses aan pasiënte te verduidelik. Die fakturering moet korrek wees sodat die kliniek betaal word. En hier is die goue reël: moenie alles op een slag probeer doen nie. Begin klein, luister na almal se terugvoer en maak die stelsel stelselmatig beter. So, die stelsel is gebou, dis aan die gang. Maar wat is die uitspraak? Wat dink die pasiënte? En wat is die groot uitdagings wat nog voorlê? Die terugvoer van pasiënte is regtig insigtig. Opgerief wen telegesondheid loshande. En interessant genoeg, het pasiënte gevoel dat die spankoördinasie tydens 'n virtuele besoek beter was as in 'n tradisionele spreekkamer. Maar, en dis 'n groot maar, mense is steeds meer geneig om 'n persoonlike besoek aan te beveel. Dit wys daar is nog werk om te doen om harte en gedagtes ten volle te wen. So, die pad vorentoe is nie sonder sy slaggate nie. Daar's 4 groot hekkies wat oorkom moet word. Eerstens, tegnologietoegang. Almal het betragbare internet nodig. Tweedens, die mense. Dokters en personeel moet op die langtermyn aan boord bly. Derdens, die geld. Betalingsmodelle moet permanent en regverdig wees. En laastens, vaardighede. Almal, van die 80-jarige pasiënt tot die ervare chirurg, moet gemaklik raak met die tegnologie. En dit bring ons by die toekoms. Die uiteindelike droom is om verby afsprake te beweeg. Dink aan gesinkroniseerde sorg, waar monitors by die huis 'n dokter kan waarsku oor 'n probleem nog voor die pasiënt self weet iets is fout. Dis die skuif van reaktiewe na proaktiewe medisyne. En dit laat ons met een laaste groot vraag. Gegee die voordele in toegang tot sorg en doeltreffendheid, is dit moontlik dat die virtuele besoek, wat eens ondenkbaar was, in 'n veld soos chirurgie, dalk nie die nuwe norm gaan word. Dis beslis iets om oor na te dink.